Voorreg is daar natuurlijk weer so groot om u te groet in die liefdesnaam van Jesus Christus. Die opskrif van my boodskap vanoggend is vir my sekere tafels. Weet jy wat, ons moet ophou om by 'n tafel te sit wat Jesus sou omgegooi het. En dan tree ons verbaas op wanneer ons gees swaar en belas voel. Want nie alles wat heilig lyk, is heilig nie. In 1 Korintiërs 2 vers 10 skryf Paulus: maar God het dit aan ons deur sy gees geopenbaar. Want die gees ondersoek alle dinge, ook die dieptes van God. Sommige byeenkomste klink soos 'n kerk, of dit klink heilig. Maar die vraag is Jesus waarlik die eregas? Sommige mense ken die skrif, en sommige kringe sê al die regte dinge. Maar as jy elke keer daar kom en jy voel gedreineer, as jy daar wegloop, jy voel ongemaklik in jou gees, as jou vrede altyd die prys is, as jou grense vir hulle in grap is, as jou gehoorsaamheid aan God bespot word, as jy voortdurend onder druk geplaas word om net okay daarmee te wees. Want dit is hoe dit is. Dit is nie 'n gemeenskap in die Heilige Gees nie, dit is kompromie. Luister mooi, Jesus het nie teruggestaan of weggeduins om in te pas nie. Hy het nie stil gebly om die atmosfeer vreedsaam te hou nie. Hy het nie gesmeek vir 'n sitplek aan 'n tafel wat korrup was nie. Hy het ingeloop en dit onderstebo gegooi. So as jy 'n ongemaklike gevoel het, of jy's oortuig, of jy's rusteloos, asof jy nie daardie omgewing of in daardie omgewing kan asemhaal nie, en ook nie die vrede van God ervaar nie. Dit kan wees dat dit nie altyd 'n aanval van die vyand is nie, maar is dalk God wat jou waarsku. Staan op, want jy hoef nie te bly waar jy nie hoort nie. Jy hoef nie stil te bly om die vrede te bewaar nie. Jy hoef nie loyaal te wees aan wat dalk jou siel kos nie. Ondersoek dit in die gees van God. Soek jou antwoorde in gebed by God en die woord. Soms is die beter ding om te doen, om net eenvoudig weg te stap. En dan vra jy in gebed: Here, wat is u wil? Ek sê amen hierop. Pastoor Gary, brood en water, 5 minute woord seëngroete. En ek sê weer, Jesus is baie lief vir jou. Amen.